Goeiemôre. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Hoop jy voel goed. Hoop jy op 'n lekker dag. Ons is halfpad deur die week waar ons fokus op hoop. Baie welkom by hierdie Woensdagoggend-oordenking. Dankie dat julle tot hier saam gekyk het. Charles Spurgeon het per geleentheid gesê: moenie op jou hoop steun nie, maar steun op Christus, die bron van jou hoop. Hoop is nie 'n emosie of gevoel nie, maar hoop is die toekoms. Ons teksvers vanoggend is: my God sal my tegemoet kom met sy trou. God sal my laat triomfeer oor my vyande. Dis Psalm 59 vers 10 en ek het hier die Afrikaanse 1983 vertaling gebruik. Wanneer ons soggens wakker word, weet ons nie altyd wat die dag vir ons gaan inhou nie. Soms wag daar uitdagings op ons. Dalk 'n moeilike gesprek, 'n besluit wat geneem moet word, of onsekerheid oor die toekoms. In sulke tye is dit maklik om moedeloos te voel, om te twyfel of ons sterk genoeg is vir wat voorlê. Ons moet nie vergeet dat God van hoop is ook in goeie tye met ons. Maar dan herinner Psalm 59 vers 10 ons aan 'n kosbare waarheid. God kom ons tegemoet met sy trou. Hierdie Psalm is geskryf deur Dawid terwyl hy vervolg is. Hy was nie veilig in 'n gemaklike paleis toe hy hierdie woorde geskryf het nie. Hy was in gevaar. En tog verklaar hy met oortuiging dat God hom sal laat triomfeer. Nie omdat Dawid sterk was nie, maar omdat God getrou is. God wag nie passief vir ons aan die einde van ons probleme nie. Hoop kom ons tegemoet. Sy trou is nie net 'n idee nie. Dit is 'n aktiewe, lewende teenwoordigheid wat saam met ons deur die dag gaan. Wanneer jy in geloof begin beweeg hy jou tegemoet met sy liefde, sy sorg en sy krag. Hy is hoop, daarom bring hy hoop. Wat beteken dit vir jou vandag? Jy gaan nie alleen in die dag in nie. Die Here is reeds op pad om jou tegemoet te kom, met genade, leiding en beskerming. Jy kan dus die dag met hoop, moed en vertroue aanpak. Nie omdat jy alles onder beheer het nie, maar omdat hy getrou is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons tegemoet kom met U trou. Help ons om vanaand terug te kyk en U hand in elke oomblik van vandag te sien. Ons vertrou U om ons te laat triomfeer, nie deur ons krag nie, maar deur U genade. Lei ons, versterk ons en wees ons vrede vandag. Amen. Roep tot my van